Dit gebeur soms dat alles oorweldigend voel. Die lewe in die moderne wêreld vereis dat ons daagliks op hoë vlakke van produktiwiteit moet funksioneer en 'n konstante inname van sensoriese inligting kom daarmee saam. Ons sien al hoe meer op sosiale media dat mense na oorstimulasie verwys. Maar wat beteken dit nou werklik? Die stigter van FunctionWise, Taki Pistorius, gesels vandag met ons hieroor. Goeiemôre, good morning en hartlik welkom aan jou. Môre Elsa. Goed, nou vertel ons net 'n bietjie meer oor FunctionWise en wat presies julle doen. Elsa, FunctionWise is 'n arbeidsterapie praktyk in die ooste van Pretoria. Ons spesialiseer in rehabilitasie van boonste ledemate waar ons verwysings kry van ortopede af. En dis jou tipiese sportbeserings, jou klein beserings wat jy ook kry van sport spesialiste af of dan ook baie erge motorongelukke of beserings by die werk. Dan het ons 'n groot visie waar ons evaluasies doen vir versekeringsmaatskappye en werkgewers waar 'n persoon afwesig was vir 'n lang periode. Ons sien veral, verskies my Engels, dat mental health kondisies toeneem. Ja. Al hoe meer toeneem ons verwysings in daardie divisie word al hoe meer van mense wat afgeboek was by die werk nou terugkom en die werkgewer moet weet, is hierdie persoon regtig geskik om te werk. So die dokter sê hy is nou medies stabiel op die regte medikasie en is die persoon dan geskik om weer sy werk te kan doen. En dan uit dit sprei dan ook behandeling waar ons hierdie mense indien hy nie geskik is nie voorberei om terug te gaan werk doen. En ons noem dit beroepsrehabilitasie. En dis waar die sensoriese die tool wat ons gebruik waarna ek net sal verwys gebruik word om hierdie mense dan gereed te maak om weer hulle werk te kan doen. En 'n baie ander groot komponent is ons evalueer mense om te kyk of hulle weer kan bestuur. Ons kry veral verwysings van familielede wat bekommerd is of hulle ouers nog kan bestuur of hulle nog geskik is om op die pad te wees. Dit klink vir my na soveel dinge, jy weet wat deur julle gedek word en waarna julle presies kyk of waarop julle fokus. So wat presies beteken dit om overstimulated of oorgestimuleerd te wees? Also, wanneer jou brein en jou senuweestelsel het 'n sekere kapasiteit. En wanneer ek vat 'n koppie koffie, as jy kookwater ingooi en jy hou aan gooi en die koffiebeker is nou vol en die koffie borrel oor, dit is 'n punt van oorstimulasie. Maar ons breine is so ongelooflik dat ons 'n kapasiteit het en ons het natuurlik die vermoë om emosies te reguleer en ons het vermoë om ons coping skills toe te pas, maar wanneer al daardie energie aangewend is en jy het jou emosies gereguleer en die insette wat kom van buite hou net aan, dan kook jou pot oor en dan is jy oorgestimuleer. Nou, hoe laat dit 'n mens voel? Jy weet, wat is die simptome, die tipiese simptome wat iemand sal beleef? Sjoe, Elsa, ek dink 'n werkende ma kan nogal daarvan getuig, maar oorweldig, geïrriteerd, kwaai, prikkelbaar, emosioneel, ek dink iets wat ek wil net huil oor alles, ek voel net nie, ek kan meer nie, ek is oorweldig, die insette hou net nie op nie, en daai gevoel van ek cope nie. En dan ook sukkel om te slaap, sukkel om te fokus, in die werksplek kom ek agter, kort het ek geweet wat ek lees, dis daai gevoel van oorweldiging. Goed, so is daar sekere mense wat dalk 'n bietjie meer geneig is om hierdie simptome waarna jy nou verwys het te ervaar? Dis 'n pragtige vraag, natuurlik. En ek wil regtig vir ons luisteraars ook sê, wanneer mens oorgestimuleer voel, moet jy nooit voel as fout nie. Elke persoon het sy unieke sensoriese drempel. En party mense het 'n laer sensoriese drempel en ander het 'n hoër sensoriese drempel. Die persoon met 'n laer sensoriese drempel sal vinniger oorgestimuleer raak en sal vinniger voel alles raak vir my te veel. Terwyl jou persoon met die hoë sensoriese drempel sal eintlik soek daarvoor. Dit is jou persoon wat uit die vliegtuig wil spring en wil skydiving doen, want hy soek daai bewegende insette. Dit is die mense wat van partytjies hou tot laat aande kuier, harde musiek wil bywoon, na shows gaan kyk waar daar baie mense is en jou persoon met 'n lae sensoriese drempel sal daai tipe aande vermy. En die woord overstimulated is dan nou oral op sosiale media, ons sien dit al hoe meer. Waarom dink jy is mense deesdae so daarop ingestel en waarom, jy weet, was dit nie so 'n groot kwessie in die verlede gewees nie of dalk was dit net nie iets waarvan ons so bewus was nie? Ek dink jy vra my 2 vrae wat ek gaan probeer om in een te antwoord. Ek dink sosiale media het moeilike onderwerpe soos angs, depressie, ADHD
ons meer bewus gemaak daarvan. So mense is gemakliker om daaroor te praat. En omdat hulle gemakliker geraak het met hoe hulle voel en dink en dinge ervaar, dink ek het oorstimulasie 'n maklike woord geraak om te sê wanneer jy nie cope nie, om te sê ek voel oorgestimuleer. En dis net 'n groot woord om daai van ek kan nie cope nie te verduidelik. So wat kan ons doen om seker te maak dat ons nie so voel nie? Elsa, jy moet jou drempel ken. Ek dink jy moet weet wat is jou sensoriese drempel, want ek dink saam met as jy nie kennis het van wat jou drempel is, kom 'n klomp ander goed se skuldgevoelens. Hoekom kan my vriendin met 3 kinders en al hierdie goed doen, maar ek het net 1 kind en hoekom sukkel ek? En hoekom kan 'n persoon werk met 3 kinders en ek sit tuis by mamma en ek voel vinnig oorgestimuleer? So en dan begin ons skuldgevoel kry want ons vergelyk ons met ander, maar die oomblik wat jy kennis het van jou eie sensoriese drempel, dan kan jy dan weet jy wat jy kan hanteer. En Dr. Anne-Marie Lombard is wêreldbekend. Sy is 'n Suid-Afrikaanse arbeidsterapie wat vir ons 'n neet oopgebreek het van sensory intelligence. So jy kan graag op haar webwerf gaan kyk, sensoryintelligence.com. Daar is 'n kort vraelysie van 10 vrae. Dit verwys na die quiz op die webwerf wat as jy nou daarop inteken, dis gratis, vir jou kan sê wat is jou drempel? Is dit laag, medium of hoog? En natuurlik, as jy regtig simptome het van oorstimulasie, is dit die moeite werd om die volledige matriks te doen en dan by FunctionWise te kom kuier of by 'n arbeidsterapeut aan te klop in jou omgewing wat opgelei is natuurlik. Jy moet geakkrediteer wees vir hierdie behandeling wat jy dan met jou pasiënte doen, om dan te weet, as ek oorgestimuleer raak, in al die fasette van my lewe, in my verhoudings, by die werk en in sosiale interaksies, wat kan ek doen om dit beter te bestuur? Wanneer is dit nodig om hulp te kry? Wanneer jy besef, jou produktiwiteit neem by die werk af, jou verhoudings is bietjie besig om te verbrokkel, of daar's geweldig baie konflik in jou lewe, en jou gesondheid is besig om agteruit te gaan. Goed, en ek dink dis baie mooi opgesom. Loop dit hand aan hand met iets soos uitbranding? Want dis ook iets waarmee ons baie meer gereeld te doen kry. Elsa, loop dit hand aan hand, dink ek is iets wat mense moet navors en navorsing nodig het om hierdie vraag mooi te antwoord. Maar uit my kliniese ervaring, as jy by uitbranding kom, is sensoriese oorstimulasie was 'n simptoom van uitbranding. So wanneer jy by 'n punt van uitbranding kom, om dan in te gryp en jou sensoriese oorstimulasie te hanteer, is al bietjie te laat. As jy by die punt van uitbranding kom, moet jy professionele hulp kry om die oorsaak daarvan vas te stel en dan ook die rehabilitasie wat nodig is om jou gesond te maak. Is daar enigiets anders wat jy sal byvoeg na aanleiding van, jy weet, as iemand nou as gevolg van uitbranding so 'n bietjie oorgestimuleer voel? Vra net jou vraagie weer? Is daar enigiets anders wat jy sou byvoeg? Gestel nou maar iemand voel as gevolg van daai uitbranding 'n bietjie oorgestimuleer. Dit is seker maar net om hulp te gaan kry om Elsa, nee, daar is regtig 'n paar basiese goed. Ek dink in die wêreld van tegnologie waarin ons vandag leef. Tegnologie is 'n wonderlike ding en dit maak vir ons alles vinniger, maar ek dink tegnologie het die grootste bydrae van dat oorstimulasie so 'n bas ding geword het. Ek wil 'n voorbeeld gee. Ja. Op pad skool toe gebruik jy Waze en hier kom Waze se pop-up van daar se slaggat aan die pad en is daar 'n polisie links voor, is die polisie nog daar? Dan kom daar 'n oproep in gelyktydig van die werker wat 'n vinnige navraag wil doen. Jou seun vra kan hy 'n liedjie speel, die 2 dogters beklei hoe laat die skool uitkom, wanneer dit eksamentyd is en dan sien jy oor die verkeersligte is buite werking. En jy kom aangery en jy hoop Outsurance se mannetjie is daar om vanoggend die verkeer vir jou te reguleer en dan sien jy o nee, maar dis 'n 4-rigtingstop. Ek dink die hoeveelheid tegnologie wat so wêreld vir ons oopbreek, maar ek dink dit veroorsaak ook 'n groot bydrae tot ons oorstimulasie. So ek dink gereelde breuke weg van jou lesenaar, weg van jou rekenaar, weg van jou selfoon af. Gaan sit jou ontbyt of jou middagete en eet buite onder 'n boom in plaas van in die besige werksplek. Vat gereelde breuke. Leer vir jou asemhalingstegnieke aan en wees bewus van wanneer jy oorweldig voel, sodat jy in daardie oomblik alreeds iets kan doen. Maar ek dink 'n breek weg van al hierdie insette en net om by jouself te sit, sonder jou selfoon, want wat ons geneig is om te doen, ek wil by myself sit en dan is ek gaga besig om al my boodskappe van die dag te antwoord. Ja. Dit juist gee dan net nog verdere insette om jou oor te stimuleer. Dit klink vir my asof daai sogenaamde me-time baie belangrik is. Baie dankie vir die insig wat jy vanoggend met ons kom deel het. Nou ja, dit is belangrik dat ons elkeen na onsself kyk en seker maak dat ons nie onsself ooreis nie, maar bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort met nog goeiemôre, good morning.